Ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê, soos die oog van die diensknegt gevestig is op die hand van sy Heer, en soos die oog van die diensmaagd gevestig is op die hand van haar eienares, so is ons oog op die Here ons God. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons lofsang is gesang 478 in die liedboek. In die ou boek is dit gesang 333. Ons sing daar die eerste en die tweede strofes op vaste fondamente het God sy kerk gebou. 478 in die liedboek, 333 in die ou boekie, strofes 1 en 2. Ons skriflesing is Jeremia 51 van vers 51 af en dan Efesiërs 2 van vers 13 af. Jeremia 51 van vers 51 af en Efesiërs 2 van vers 13. Ons is verneder en beledig, daar het skande oor ons gekom, want vreemdes het ingestap in die gewyde gebied van die huis van die Here. Daarom op die tyd, sê die Here, dat ek met Babelse afgode sal afreken. Die gewonde sal kerm dwars oor sy land, al word Babel hemelhoog, al versterk hy sy hoë vestings ook. Hoe? Ek stuur verwoesters na hom toe, sê die Here. Daar word om hulp geroep uit Babel. Daar klink harde smartkrete uit Galdeerland, want die Here verwoes Babel en maak 'n einde aan sy geraas. Soos groot waters sal die golwe van sy vyande teen hom aangedreun kom en sal hulle kruisgeskreeu weer klink. Ja, daar trek 'n verwoester op teen hom, teen Babel. Sy soldate word gevange geneem, hulle boë stukkend gebreek, want die Here is 'n God wat vergeld en hy sal voluit straf. Ek sal sy amptenare, sy raadgewers, sy gouverneurs, sy offisiere, sy soldate dronk laat word. Hulle sal vir altyd aan die slaap raak sonder om wakker te word, sê die koning. Sy naam is die Here die Almagtige. So sê die Here die Almagtige. Die dik vestingmuur van Babel sal gesloop word. Sy hoë poorte sal afgebrand word. Mense het gespoeg vir niks, nasies het hulle afgesloop vir iets
wat vir die vuur bestem is. En dan Efesiërs 2 van vers 13 af. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het en nou naby gekom, deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede, hy wat die twee, Jode en nie Jode een gemaak het. Deur sy liggaam te gee het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby is. Daarom het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Tot sover ons skriflesing, salig is elkeen wat hoor en glo en daarvolgens lewe. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons moet voor U bely dat ons skuldig staan. Ons moet voor U bely, Heer, dat elke enkele mens op hierdie aarde geheel en al skuldig staan voor U heiligheid. Soms dwaal ons af vir 'n rukkie en ander kere vir 'n lang tyd. Soms dwaal ons net 'n bietjie af en soms vergryp ons onsself geheel en al. Soms is ons baie bewus van ons oortreding. Ander kere gaan dit so byna by ons verby. Maar ons mag nie sê dat ons onskuldig is nie. Ons mag nie sê dat U ons laat sondig. Ons mag nie sê dat ons nie weet nie. Ons kan net nederig voor U buig en skuld bely. Soos wat die rower langs ons Here Jesus aan die kruis gehang het. En gesê het, dink tog aan my. Met so 'n hart mag ons na U toe kom. Met nederigheid, met bewussyn, om alles van U te verwag. Met daardie nederigheid buig ons nederig voor U en ons vra dat U ons sal aanraak met U heilige waarhede. Ons vra dat ons vertroos mag word. Ons bid, Heer, dat U op hierdie manier U genade aan ons sal betoon. Wil U tog so werk dat U woord vir ons mag oopgaan. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Ons sing gesang 477 in die liedboek. Dit is ou gesang 218. 477
in die liedboek strofe 1 en 2 en 218, strofe 1 en 3. Hou Christus self sy kerk in stand, vergeefs die helse woede, en die volgende strofe, o Christen wat op hom vertrou, die moet geen dreiging vrees. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, die teksverse vir die preek is Efesiërs 2 van vers 20 af. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, en die hele saam opgebou word as geestelike huis waarin God woon. Ons het die afgelope week 'n baie interessante gesprek met 'n lidmaat gehad, waar die lidmaat gesê het, dit is so pragtig as 'n mens die diepte van die geloof begin besef. Dis een ding, as 'n mens gedoop word, gekatkiseer word, aangeneem word, Sondag kerk toe gaan, Sondag huis toe gaan, en dis dit. Dis 'n heeltemal ander iets, wat vir 'n mens begin oopgaan, as 'n mens ernstig begin moeite doen met geloof. Dit is wat dit so mooi is. Dit is wat dit so kosbaar maak, dat ons kan sê, dan begin ons sien, dan begin ons verstaan, dan begin daar meer en meer dinge vir ons oopgaan. Nou, dit werk ook na die ander kant toe. Dit is as iemand vir 'n ruk in die lewe nou maar net aangegaan het op die gewone ou paadjie, maar net aangekarring het, en iemand besluit maar, dit kan nie so aangaan nie. Ons moet ergens langs die pad begin om werklik moeite te doen met ons geloof. Dan is dit gewoonlik so dat so vir 'n tydperk van 3 tot 8 maande daar meer teëspoed, meer beproewings, meer versoekings oor daardie een se lewenspad kom. Dit werk so. En dan het die lidmaat gesê, dit is so mooi, dat ons in die geloof 'n tuiste het. Die geloof maak dat ons 'n plek het waar ons kan veilig wees
as die dinge so rof begin gaan. Ons hou dit in gedagte. Ons het nou gelees van Jeremia 51 en ons het gelees van Efesiërs 2. Aan die een kant hoor ons oor Babel, wat 'n magtige ryk was en wat opgebou het. En aan die ander kant lees ons by Efesiërs 2 van die geloofsgemeenskap wat opbou. Ons kyk na die verskil tussen die twee, sodat ons verstaan hoekom sê ons die geloofsgemeenskap moet vir ons tuis wees. Jesaja en Jeremia het saamgewerk in Israel, so omtrent 600 jaar voor Jesus se geboorte, ons moet dit altyd onthou. En die een belangrike beginsel wat mense moet onthou van daardie tyd, is dat alles denkbaar verkeerd was. Maar dit was op 'n skelm manier verkeerd. Want die mense het gaan offer, en hulle het na die tempel toe gegaan, en hulle het hulle offergawes gegee, maar dit was dit. Die harte was nie almal in die saak gewees. Mense het vasgehou, hulle het gesê, ons het mos die tempel. Solank as wat die tempel staan, solank as wat ons die offers bring, solank as wat ons hierdie doen, solank as wat ons daai ding doen, dan sal dit reg gaan en goed gaan. In die praktyk het dit by tye, ten spyte van al die dinge wat so gebeur het dit by tye so gebeur, dat die koning op 'n stadium die tempel met 'n ketting toegesluit het. Jy moet dit onthou. Hoe ernstig is dit? Het het so sleg gegaan dat dit op 'n stadium het die mense die wet nie meer geken nie. As 'n mens gaan kyk daar by Jeremia 44:45 rond, dan vertel hulle hoe hulle in Jerusalem op die strate die afgodsaltare gehad en naby die tempel en baie keer selfs binne in die tempel. Nou moet ons mooi verstaan, dit wil sê die gelowige mense, die ouens vir wie geloof ernstig was, hulle was maar min. Want die res het maar net so saam met die stroom gegaan. Vir te veel mense was geloof net lippetaal. Was maar net 'n oppervlakkige oefening wat 'n mens doen. En saam met dit was daar net 'n handjievol van die profete en die priesters wat regtig opreg was en hulle was moeg. Hulle was op, hulle was klaar. Mense het laks geraak. Mense het so amper agteroor gesit. Dit is waarom die Here vir Nebukadneser gestuur het. Nou uit die geloof uit moet 'n mens daarop die genade raak sien. Die mense het so vasgehou aan die tempel. Kyk net hoe mooi is die tempel. Kyk hoe groot is die tempel. Die Here sal dan nooit dat hierdie tempel verwoes word. Dan stuur die Here vir Nebukadneser en hy vat alles weg. Hy vertrap, hy breek, hy maak stukkend, daar bly van al hierdie dinge wat die mense so aan vasgehou het, word alles met een slag weggevat, geheel en al. Dan staan die mense daar, en wat bly oor? Sê oor. Wat oorbly is die geloof. Het is baie swaar geweest, maar dit was 'n groot genade vir hulle. Mens moet nie dink dat Babel in daardie situasie so vreeslike held was nie. Koning Nebukadneser en sy mense, hulle was nie sulke groot helde nie. Hulle is maar net gebruik. Want Babel was die ou boelie van die ou wêreld gewees. Babel en Nebukadneser en die ryk rondom hulle, was die mense wat hulle aan niks gesteer het nie. Hulle het gemaak net wat hulle wou. So in die politiek het hulle gevat wat hulle lande hulle wou, en die godsdienst het hulle die mense laat sondig en verlei,
waar die beeld van Babel vandaan kom. Wie was Babel in die oë van die gewone gelowige mens op straat? As hulle gepraat het van Babel, wat het hulle bedoel? Wat het hulle verstaan daarmee? Babel was nie net 'n stad wat daar ver was. Babel was vir hulle 'n beeld van alles wat verkeerd in die wêreld is. Dis wat Babel vir hulle geword het. En as ons nou nog verder kyk in die Bybel, dan sien ons 'n hele paar keer vooraf waar Babel en Israel teen God vasgeloop het. Dit het 'n paar keer gebeur. So Babel kan nie sê dat hulle nie geweet het. Daai is belangrik. Hulle kan nie sê hulle die God van Israel nie geken nie. Die goewerneurs en die owerstes en die keiser en almal het niks gekeer dat die goed skeef loop nie. Hulle het nie omgegee vir die skare wat daar is. Hulle was daarop uitgewees om hulle eie naam te bevestig teenoor God. En as mens dit doen, dan tak jy die kogel. Dis wat hulle daar gedoen het. Hulle kan nie sê dis 'n ongeluk gewees nie, want hulle was opsetlik en wetend daarmee besig. So die gewone ou op straat, die gewone vroomgelowige mens, sit met die situasie, dat rondom hom alles krom en skeef en verkeerd is, sy eie familie, sy eie vriende, maak al die dinge wat lelik en verkeerd is, en van buitekant af kom die klomp heidene, en hulle kom vertrap, verbreek alles. Maar dit stop nog nie daar. As jy so 'n bietjie gaan kyk in die geskiedenis, dan sien die mens, ja, Babel het die goed oorgevat, maar terselfdertyd saam met dit. En Babel vir die gewone op straat gewoonlik beteken dat daar beter sekuriteit was, daar was meer veiligheid, daar was beter inkomste, daar was ekonomie, daar was stabiliteit, al daai dinge. Babel het gesorg. En dan moet ons uit die geloof uitvra. Hoorie wat daar gebeur het. Babel kom daar aan, eers breek hulle alles, dan bou hulle alles, dan sê die mense, hier is hoop en troos en kalmte. Maar wat van die geloof? Wat van daar die een ding, soos wat die lidmaat gesê, as alles so krom en skeef en verkeerd is, dat ons in die geloof in tuiste. Babel gee 'n klomp dinge, maar Babel weet nie van God en gebod nie. Dit is die ding wat ons moet verstaan. Dit is waarom die Here later so ernstig teenoor Babel opgetree het. En dan lees ons aan die ander kant Efesiërs 2. Die vraag wat ons onsself moet vra: waar staan ons? Dis maklik as ons kan sê, kyk, dit is Baal. Kyk, dit is Baal. Kyk, daardie ding wat so verkeerd is en daardie ding. Dis baie maklik as ons 'n vinger kan wys na iets in iemand anders. Maar dit raak baie anders as ons 'n stukkie van Babel in ons eie hart ontdek. Daai ding vat dieper na mense, dit vat dieper aan 'n mens as wat die meeste mense sou wil toegee. As 'n ouer met 'n kind begin sukkel, as 'n kind 'n stuk van Babel in jou huis indra, of 'n kind word 'n stuk van Babel, of iets op daai lyn, waar die ongeloof
en jy het nog nie iets daar ver is nie, maar dit broei sommer hier langs jou uit. Dit is 'n manier om mense baie ernstig te laat vra. Soms kan 'n mens iets daaraan doen, soms kan ons niks daaraan doen. Maar dit is hoekom ons kyk na Efesiërs. Want Efesiërs, hierdie gedeeltetjie van die tuiste wat ons in die geloof het, dit gee vir ons die antwoord. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee een gemaak het. Efese was 'n bankstad. Ons moet dit onthou. Het het goed gegaan met die mense. As 'n mens daar in Efese rondloop, dan is dit die pragtigste groot geboue wat nog daar staan. Dit is baie duidelik, hulle het 'n uitsonderlike hoë lewenstyl gehad. Baie hoë lewensstandaard. So die mense wat daar geleef het in Efese, was eers heidene gewees. Hulle het Jupiter aanbid, hulle het Minerva aanbid, Athena aanbid, Juno aanbid, Mars aanbid, al die afgode van die Romeinse Ryk. En ergens langs die pad op een of ander manier het hulle in daardie heidene harte agtergekom. Maar dit werk. Hierdie plan werk glad. En dan het hulle deur die genade van die Here ergens ook iets gehoor van die God van Israel, die God van Abraham, Isak en Jakob. Julle is een met Christus Jesus. Dan moet ons in ons kop die beeld maak van die twee geboue wat langs mekaar staan. Die een is Babel wat aards sorg en die ander een is die geloofsgemeenskap wat vir ons troos gee, wat vir ons kalmte gee, wat vir ons verder as die graf laat sien. En dan sê die mense, maar daar waar jy in jou geloof in Christus staan, dit is wat vir ons die grootste troos in die lewe kan bring. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Daardie een wat die afgoderry aanbid, hy is altyd bekommerd. Hy is altyd bang. Wat gaan hierdie God nou weer aan my doen? Wat gaan daardie God nou weer oor hom tevrede wees? Hoe moet ek nou hierdie God weer omkoop om van my te hou? Hoe moet ek? En by Christus hoor ons net een boodskap. Ek het jou op jou naam geroep, jy is my. Daar begin die eenvoudige kalmte en die tuiste wat ons in die geloof het. Dis die vrede wat die verskil maak tussen ongeloof en geloof. Vers 16 sê, deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen tot een liggaam verenig. Die oomblik as die evangelie in 'n hart begin werk, die oomblik as daar geloof in 'n mens se hart begin kom, dan kom daar 'n kalmte wat ons nie verstaan nie, wat ons nie kan beskryf nie, wat ons nie behoorlik in woorde kan uitdruk nie, maar al wat gebeur is, nou weet ons. En dit teenoor die Babel van alles wat elke dag nog moet gebeur, waar ons onsself mee wil besig hou. Daardie vrede wat deur Christus in ons harte inkom, is presies die ding wat reg deur die eeue heen die mense se lewens verander het. Die lidmaat het die dag gesê, die oomblik as mens na die lig toe draai,
dan val daar 'n klomp goed weg en dan val 'n klomp goed af, wat net nie meer sin maak nie, wat net nie meer saak maak nie, wat nie daar hoort nie. En dit is wat so mooi is van die geloof. Dan begin ons onderskei. Party van die dinge in die lewe is die moeite werd, en party dinge in die lewe is regtig nie meer die moeite werd nie. Vers 19 sê so mooi, julle is dus nie meer ver van God af. Nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Hoe mooi moet dit wees, as iemand altyd rondgeswaai was in die lewe, deur vrees, deur benoudheid, deur onsekerheid, en nou sê die woord, julle is nie meer ver van die ware God af nie. Julle is nie meer tweede klas mense. Julle is deur God geroep, elke enkele een, op julle naam geroep, julle is klaar vasgemaak. Daar is nou niks meer wat kan skeiding maak tussen julle en God. Nou begin ons in die geloof mekaar se hande vat. Nou word dit vir ons duidelik. Ons, die gelowiges, ons is hierdie geloofsgemeenskap. Ons moet vir mekaar 'n tuiste wees vanuit die woord. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. So Christus is die basis. Die apostels en die profete het dit uitgebou. En elke gesin en elke enkele is 'n baksteen in hierdie gebou. Soos wat hierdie kerkgebou met bakstene gebou is. So pas ons elkeen in die geloofsgemeenskap, ons het ons plekkie, ons het ons doel, ons het ons manier. Dit is waar ons hoort in die lewe. In hom, dit wil sê in Jesus, deur die verlossing, sluit die hele gebou saam en verrys tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle opgebou word as 'n geestelike huis waarin God. Kom ons vra so, broers en susters, wat was die uitkoms van Babel gewees? Wat is oor van Babel? Daar is vandag letterlik net hope sand oor. Dan grou die mense daar in die sand rond en dan kry hulle die ou geboue wat nog staan. Dit is wat oor is van Babel. En wat is oor van die geloofsgemeenskap? Hier sit ons. Mag ons hemelse Heer ons dra en versorg. Mag ons in die geloof in Christus 'n tuiste hê wat ons laat staan. Amen. Ons bid saam. Ons troue hemelse Vader, aan U lof en dank en eer dat U self die verantwoordelikheid vat vir U kerk. Waar mense foute maak, waar mense verkeerd besluit, waar mense moedswillig is, waar mense uit swakheid toegee, waar mense uit onkunde uit anders moes gesê of gedink het. En alles bly U in beheer. En daarom kan ons met vrymoedigheid bely dat die geloof sal bestaan tot by die wederkoms. Daarvoor dra U die verantwoordelikheid, daarvoor sorg U. Ons moet bely. Dit gaan dalk nie altyd soos ons dink of soos wat ons verwag nie. Ons moet bely dat ons soms self skuldig staan. Maar ons kan voor U net weer en weer stil word. Ons kan ken en ons kan weet. In U en by U is ons veilig. Heilige Heer, ons bid vir die geloofsgemeenskap op aarde. Daarmee bid ons vir onsself, vir ons eie gemeentes
en ook vir elke broer en suster in die geloof in ons land en in die hele wye wêreld. U weet wie aan u behoort. Daarom kan ons met vrymoedigheid vir elkeen bid, al ken ons mekaar nie. Ons vra dat ons die tuiste van die geloof altyd weer sal kan ken en sal kan ontdek, en dat het ons kan dra. Ons bid vir elke dag se werk. Ons vra dat u ons arbeid sal seën. Ons dank u vir dit wat op die landerye staan. Ons dank u dat ons goeie reënjaar gehad het, dat daar voer is. Ons vra, troue Vader, dat u alles hier die ons nooit sal verlaat. Ons bid dat u ons sal vergewe, ons vra dit in Christus naam. Amen. Broers en susters, nou het ons in prediking ook niet verseker is van God se genade en oproep is tot geloof. Nou, maar die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word. Laat ons nou staande ons geloof so bely. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan nou weer sit. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid, hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5, hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode dien. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie,
of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe en sing ten slotte staande en bidden Gesang 481 in die liedboek, strofe 1 en 2, is ou Gesang 252, ook strofe 1 en 2, waarna altyd staan vir die uitspreek van die seën. Die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.